Goeiemôre almal. Soos ons gesê het, gaan ons dinge so bietjie anders te doen vanmôre. Omdat ons die tiener kerkkamp het. Hulle ouderdom strek van 13 tot by 18. So wat ons gaan doen vanmôre, ons gaan so 'n ons gaan recap oor waaroor ons gisteraand gepraat het. Onthou julle nog wat ons alles gisteraand oor gesels het? So ons gaan 'n vinnige recap doen. Wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir recap? Hersiening. Joh, laat die ouetjie my nou so reghelp. Hersiening. Ons gaan gou 'n hersiening doen oor wat ons oor gisteraand gesels het. En dan gaan ons, ek gaan die Bybelversie op my foon kry, want dit is vinniger en dan gaan ons beurte maak om te kom lees, né? OK. So, ons het 'n tema vir die kamp, Satan se lokvalle. Maar gisteraand se tema was die vyand wil ons vernietig, maar daar's hoop. So ons het die vraag eers gevra, dink julle dis belangrik dat ons weet wie ons vyand is? Ja, julle moet saam praat, julle het gister lekker saam gepraat. So wat was die eerste ding wat ons geerken het? Ons is in 'n ons is in 'n oorlog. So, kom ons gaan lees. Die eerste vraag was, is ons in 'n oorlog? So, kom ons gaan lees en elke vraagie gaan ons uit die Bybel uit antwoord, né? So, wie wil eerste kom lees? Is daar een van julle wat wil eerste kom lees? Ons gaan Openbaring 12 vers 17. Sal ek die eerste ene doen, dan voel julle 'n bietjie meer gemaklik. Ek gaan vir ons die eerste doen. Die vraag was, is ons in 'n oorlog? En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Soos ons gister gesê het ons gesien die draak voer oorlog teen die vrou. En dan was ons tweede vraag, wie is die draak? Kan julle onthou wie is die draak? Die duiwel is die draak. En waar lees ons dit? Openbaring 12 vers 9. Jeroen, kom lees vir ons Openbaring 12 vers 9. Ons gaan sommer hier lees. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Ja, baie mooi. So ons het nou weer gesien dat die draak is die duiwel. Die derde vraag wat ons gevra het is, wat is die duiwel se karakter? Onthou julle nog wat beteken die woordjie karakter? Ja, dis wie hy is. So, kom ons gaan lees Johannes 8 vers 44, laat ons bietjie kan sien wat is die duiwel se karakter. Wie gaan kom lees? Kom sussie, kom lees. Hulle was nie gisterand so erg skaam. Wil een van julle kom? Ons, weet mevrou White sê, ons moet die kinders van klein tyd af leer bid in die kerk en praat in die kerk, dat hulle gewoond raak aan dit. So, daar sê. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leenstaal praat hy uit eie, omdat hy alleenaar is en die vader daarvan. Daar sê, dankie. So, wat is daai karaktereienskappe van die duiwel? Hy's 'n mensemoordenaar en 'n leenaar van die begin af, né?
Dan het ons die volgende vraag ook gevra, waar is die duiwel nou? Kom, ons wil mooi hoor, ons wil almal mooi hoor, waar is die vraag is, waar is die duiwel nou? Op aarde. Maar julle, ons moet dit uit die Bybel uitkry, né? Moet ons hom glo of die Bybel? Ons moet die Bybel gaan lees eers, maar hy's reg, hy's 100% reg. So kom ons gaan lees Openbaring 12, vers 12 en 13. Wil iemand vir ons kom lees, is daar enige volonteers, anders gaan ek, as jy nie volonteers is nie, gaan ek roep. Kan een van die tweeling kom miskien? Jy kan vashou. Ja, daai 2 verse daar. Daarom wees of juig oor jemmele en die wat daarin woon, wie die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy muntheid het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Okay. Okay, so hierdie vers sê vir ons die draak, wie's die draak? Is neergewerp op die aarde. Dan het ons die volgende vraag gevra, wie help die duiwel met sy werk? Met sy engele. Wie wil vir ons kom lees? Openbaring 12 vers 4. Kom, Peer, kom. Jy kan, Vers 9. hierso, jy kan daar so kyk, hierso, daar kan jy mooi sien, en sy ster. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel neergesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Baie mooi, baie dankie. So, wat het ons geleer van hierdie derde van die sterre wat hy met sy stert neergedaal het? Wie is die sterre waarvan hier gepraat word? Ja, ons het geleer is die engele, né? Dan het ons die vraag gevra, 'n bietjie bespreek, hoeveel engele is 'n derde? Hoeveel werkers het hy wat hom help? Ons het op baie som afgekom. En hoe het ons dit gedoen? Ons het gelees Openbaring 5 vers 11. Kom lees sommer vir ons Jeroen, Openbaring 5 vers 11. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. So het ons nou gister daai som gemaak het ek dink as jy dit op 'n sakrekenaar doen, dan gooi hy net vir jou 'n error uit. Toe ons daai 10.000 mal 10.000 mal 1000 mal 1000 doen, dit is net 'n getal wat ons nie eers ken nie. Maar dit het ons geleer, dis die engele wat saam met God by die troon is. So as dit 2/3 is, hoeveel was 1/3 dan? En kom ons stem net saam, dit is baie. Mevrou White sê, dis genoeg, oor is genoeg, dat daar 'n werker vir ons elkeen is. En ons het ons gesien, wat was die plan van hierdie werkers? Om ons te mislei. Dan het ons die volgende vraag gevra, kan 'n engel in mensvorm verskyn? Kan hulle?
Nou is die vraag, het julle al gedink, is hier miskien een om ons nou? Is hier miskien iemand hier wat 'n engel is? Onthou, jy kry goeie engele en dan kry jy die slegte engele. So kom ons gaan lees Hebreërs 13 vers 2. Sê vir jou sussie om te kom. Daai wat in blou gemerk is. Vergeet die vrou gasvryheid en nader het sommige soorten ontbytte vir engele as gaste geheel. So hierso sê die vers vir ons dat jy moet gasvry wees, want miskien is dit 'n engel wat voor jou staan in mensvorm. En ons het ook gister geleer toe daai jong man in die graf van Jesus was, het hy as 'n jong man voorgekom, maar dit was eintlik die engel wat die klip weggerol het. Toe het ons die volgende vraag gevra: wat is die duiwel se plan teen ons? En daar het ons gelees Openbaring 12 vers 9. En ek gaan hom somme lees gou vir ons. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. En dan kan ons ook gaan lees in Efesiërs 6 vers 11, het ons ook gister gelees, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. En ons het gister geleer, daai Engelse woord vir liste is wiles, wat ons in die Engelse Bybel gelees, en dan het ons gesien, dit beteken trickery, die trickery van die duiwel. So, ons het geleer dat die duiwel se plan teen ons is om ons te mislei. Soos die Engelsman sê, to deceive us. So, sê gou vir my, as ons mislei is, weet ons dit? Hoekom weet ons dit nie? Dis 'n leuen, dis iemand wat vir ons gejok het, en ons sien dit as waarheid. Ja. So, Matteus 24 vers 4. Het Jesus die volgende woorde gespreek. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. So ons het geleer hoe groot hierdie misleiding is. Maar julle, ons het ook geleer gister, dat ons hoef nie bang te wees. Want die Bybel het vir ons baie antwoorde. Hoe om oorwinnaars in Jesus Christus te wees. So kom ons lees bietjie, wat moet ons doen om nie mislei te word nie? Kan julle nog onthou? Wat moet ons doen om nie mislei te word nie? Yes, Jeroen. Sê weer? 20 keer 'n dag. Hy sê 20 keer 'n dag. En hoe ons by dit opgekom het, hulle het gesê, ja, want ons moes 'n liedjie wat gaan. Hy gaan soos volg, lees jou Bybel, bid elke dag. Maar toe sê ons gaan hom verander, lees jou Bybel, bid 20 keer 'n dag. So ons wil daai liedjie oorskryf. So, hoe om nie mislei te word nie, sê die Bybel vir ons, wees wees waaksaam, wees wakker, al die verse wat ons gelees het gister. Bid, lees jou Bybel. Ons het gister geleer, spandeer tyd saam met God, want hoe minder tyd ons spandeer met hom, is die kanse groter om af te dwaal, en dan kan ons oopmaak vir die vyand se misleiding om in ons lewe in te kom. En dan het ons afgesluit
deur verse te lees, dat wie wen die oorlog? Jesus wen die oorlog. En daar het ons gelees in Openbaring 20 vers 10. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. So het ons gesien, dat die duiwel wat die hele wêreld mislei het, wat hier op aarde rond beweeg tussen ons, wat baie werkers het wat saam met hom werk, om hierdie misleiding toe te pas. Jesus het hulle in die poel van vuur gegooi. En onthou julle nog, ons het nie hierdie gister gedoen nie, maar vir wie is die poel van vuur bedoel? Ja, Jesus is lief vir die mens. Hy het nooit die helvuur vir die mensdom bedoel nie. Dit was altyd vir die duiwel en sy engele bedoel. Want hulle is die evil werkers. So kom ons gaan lees daai en ons maak seker, Matteus 25 vers 41. Is daar iemand wil hand opsteek om te kom lees? Dis die laaste enetjie. Kom Jerovi. Nee, sy het hand opgesteek. Kom. Dis daai enetjie daar. Dan sal ek hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei as vir die duiwel en sy engele. Ja, so hier kan julle sien, God het daai vuur nie vir ons bedoel nie. Dis bedoel vir die duiwel en sy engele. En God is lief vir ons, Jesus is lief vir ons. OK, so, nou gaan ons so 'n bietjie 'n voorsmaakie kry van wat vanaand gaan begin. Ons wil kyk en ons wil waaksaam wees en ons wil seker maak ons word nie mislei nie. Want onthou, ons kom nie agter ons is mislei nie. So, ons het gister begin praat en ons het gevra, wie het al ooit van die woordjie, ek gaan hierdie ene vat, wie het al ooit van die woordjie Freemason gehoor? En niemand het hulle hande opgesteek nie. So ons gaan bietjie leer van hierdie organisasie van Freemasons. Nou, wie van julle was al ooit in 'n bendegroepie? Nie die lelike bendegroepie nie. Ek onthou toe ons op skool was, het jy altyd saam met die seuns was jy in 'n bende. En jy is so 5 of 6 kinders wat deel was van hierdie groepie. En dan het julle gegaan en julle het 'n secret code geskryf hoe om met mekaar te kommunikeer. Soos byvoorbeeld 'n A beteken dit, 'n B beteken dit, 'n C beteken dit. Wie het dit nog gedoen? Was dit net ek? Het julle nog nooit so iets gedoen nie? Nee, julle het dit ook daarom al gedoen. Sien, sodat die ander mense nie kan verstaan wat julle sê nie, laat net die wat deel is van die organisasie verstaan wat gesê word. So ons gaan kyk na Freemasons. Dit is ook so 'n organisasie wat so werk. Maar jy sien, hierdie is 'n wêreldwye organisasie. En hierdie organisasie, ons gaan bietjie kyk wie behoort aan hierdie organisasie. En dan gaan ons ook kyk wat is die doel van hierdie organisasie. So ons gaan net na 'n paar goedjies kyk vandag. En dan vanaand gaan ons nog baie dieper delf in dit en Sondagoggend. So ek is nou jammer vir die kerklede wat nie daar kan wees nie, maar julle gaan uitmis. Kan julle daar sien?
Dit is sommer baie beter. So, hierdie boek, dis 'n boek, sy naam is Morals and Dogma. Hierdie boek word genoem die Bybel van Freemasonry. So hierdie is 'n boek wat deur hulle geskryf is. So kom ons gaan lees in hierdie boek nommer 1. Vir wie is Freemasonry? So in hierdie boek sê hulle die volgende: Lucifer, the light bearer, strange and mysterious name to give to the spirit of darkness. Lucifer, the son of the morning. It is he who bears the light. And with its splendorous, intolerable, blinds, feeble, sensual or selfish souls. Hy vra 'n vraag en sê hy, doubt it not. Kom ons lees dit weer en ons haal die stukkies in komma uit. Hy sê, Lucifer, the son of the morning, it is he who bears the light. Doubt it not. So volgens hierdie boeke van Freemasonry, dan hulle sê dis hulle Bybel, né? Wie is eintlik hulle God? Wie aanbid hulle eintlik? Lucifer. Weet julle wie is Lucifer? Of die Bybel praat van hom as die draak. Ja, dis die draak wie hulle eintlik aanbid. Nou julle, ek wil julle nie te veel met hierdie boek ophou nie, maar in hierdie boek sê hulle ook dat God en Jesus was onregverdig teenoor Lucifer. So Lucifer is die een wat aarde toe gekom het om saam met die mense te wees. En hy sê in hierdie boek dat Jesus se kruisiging was nie suksesvol nie omdat hy dood gegaan het. Dis wat hierdie boek vertel. En onthou, hierdie mense wat aan hierdie organisasie van Freemasons behoort, hulle is ook mislei. Hulle is mislei deur die duiwel. En onthou, wat is ons plan? Ons gaan kyk, hoe word ons mislei? Want ons wil nie mislei word nie. So, hierdie is een van die, so ons gaan nou kyk, soos ons nou gesê het, as jy daai secret taal uitwerk, het hierdie mense 'n hele klomp secret handtekens wat hulle wys. So, en onthou, hierdie kom alles uit hulle boeke uit. Hier is nie oom se prentjies nie, hierdie is wat hulle sê. So, een van hulle tekens wat hulle gee is, daai teken. Dit sal wees so. So, ek vra vir julle, as iemand in 'n fotosessie gaan, of as iemand voor 'n kamera staan, is dit 'n pose wat bekend is? Of is dit 'n pose wat normaal is? Nee. So as iemand mos nou dit doen, dan is daar iets fout, stem julle saam. Hy's eintlik besig om iets anders te wys. So kom ons gaan kyk, hoe sal dit nou vir vandag gedoen word? Wie ken daai mense? Ek dink dis bietjie voor julle tyd, miskien die ouer mense, wie's daai? Dis die Beatles, wie ken die Beatles? Hulle was 'n groep wat verskriklik bekend was. In die wat, 60er jare? Nou sien julle daai twee ooms daar agter. Wat sê hulle eintlik? Hulle sê eintlik aan watter organisasie hulle behoort. En onthou, ons het gelees, daai organisasie aanbid Lucifer. So dit is hoe hulle dit nou vandag sal doen. Wie ken daai oom? Julle, hierdie mense gaan miskien bietjie onbekend vir julle wees, maar onthou julle elkeen moes vir my 'n lysie gegee het van julle gunsteling sangers en julle gunsteling akteurs. En van vanaand af gaan ons na almal daai kyk. En ons gaan kyk of hulle aan hierdie organisasie behoort wat Lucifer aanbid. So hierdie is Keanu Reeves, dit was my vrou se gunsteling akteur gewees. So dit sal hulle ook doen, die hand wegsteek agter die baadjie.
Wie ken hierdie oom? Julle ken nie daai oom nie, nee. Maar hy het nog 'n rol gespeel in geskiedenis. Ek sê Napoleon. dis Napoleon Bonaparte. Ja, so ek wil vir julle wys dat hierdie organisasie bestaan nie net van vandag af nie. Dis van die begin af daar. OK, en hy het 'n groot rol gespeel in die Franse Revolusie. So, wie ken daai oom? Dis Pope Francis daai. Ek wys vir julle net 'n paar voorbeelde van hoe sal hulle hierdie secret signs wys om vir die wêreld te wys. Wel, baie mense verstaan dit nie, maar hulle wys vir mekaar van wat so organisasies hulle deel is. Maar ons sê dankie vir die Here want ons oë moet oop wees, ons moet wakker wees, né? Nee? Dan het hulle nog 'n teken. 'n Teken wat hulle ook gereeld doen is, hulle doen dit. Hoekom dink jy sal hulle daai teken doen? Bly stil. So as jy nou, as hierdie akteurs en aktrise nou vir fotosessies gaan, en hulle doen dit vir 'n foto, is dit normaal? Nee. So hulle probeer vir ons iets sê hierso. So kom ons kyk bietjie hoe sal dit lyk as hulle dit nou in hulle fotosessies doen. Hierdie was iemand se favourite akteur. Iemand het hierdie opgehaat as 'n favourite actor, hierdie ou. Sit Chris, wie's dit? Wie's dit? Chris Hemsworth is dit nie. Ek dink is Chris Hemsworth. Dit was op een, ek het julle lysies. Dit was op iemand se lysie gewees as 'n favourite akteur. Maar sal julle sê hierdie is 'n normale pose of probeer hy iets vir ons sê hierso? Wie's daai? Ek dink jy weet wie's dit. Weet jy nie wie's dit nie? Hulle noem hom apparently LL Cool J is sy naam. En wat se teken wys hy daar? Ja, so aan wat se organisasie behoort hy? Wat sê hy eintlik vir ons? Hy's 'n Freemason. En wie aanbid hulle? Hulle aanbid Lucifer. OK. Ons gaan hierdie goed baie doen want julle moet verstaan hoe diep hierdie organisasie gaan en hoe siek dit is. Want op die einde van die dag gaan ons 'n keuse moet maak. Gaan ons nog na hierdie mense kyk? Gaan ons nog hierdie mense idolize wat eintlik Lucifer aanbid? OK. En dis nie net vir die kinders nie. Dis vir ons almal. So, kom ons lees gou-gou wat sê hulle boek hierso. It is also known as the Eye of Providence or the Masonic Eye. In Freemasonry, the all-seeing eye is a symbol used to remind members that the great architect of the universe is observing all deeds, actions and human thoughts. Julle sien hy daar in hakies gesit, God. So, the great architect of the universe, hulle God. Wie is hulle God? Dis Lucifer. So dit is hulle God. So hulle het nog 'n teken wat hulle wys. Die een oog. Hoe hulle dit doen? Hulle doen dit so. Hulle sal so staan. So is dit 'n normale pose? Is dit 'n normale fotosessie? Nee, dis mos nie normaal nie. So weer eens sê hulle vir ons aan watter organisasie behoort hulle. Nou daar's 'n paar maniere hoe hulle die een oog doen. Hulle sal eintlik net klem lê op een oog. Hulle hou daarvan om dit ook te doen. En ons gaan nou kyk wat dit beteken.
Wie's daai dame? Wie weet wie's daai dame? Lady? Is Lady Gaga. Dis Lady Gaga daai. So wat sê sy vir ons? Sy sê haar God is Lucifer. So hier's nog 'n paar voorbeelde. Daar's Bono, Reese Witherspoon. Ek ken nie eens al hierdie mense nie, maar dis almal famous sangers en akteurs. Sien julle iemand daar wat julle ken? Lionel Richie, maar hy's dan 'n goeie ou man. Hoe dan nou? So dit is hoe die een oog pause hulle geniet om te doen. Sal julle sê hierdie is normaal of is dit normaal om so voor 'n kamera foto's te neem? Dis nie normaal nie, want julle sien daar's 'n agenda. Dan het ons nog 'n teken. The Masonic hand sign, the devil's horns. The devil's horns, the horn Freemason hand signal, as contained in the Satanic Bible. Hierdie foto's kom uit Levi het die sataniese Bybel geskryf en daai foto's kom uit daai Bybel uit. So hulle is baie lief om dit of dit te doen. So, kom ons gaan kyk bietjie hoe sal hulle dit vandag gee. Wie's daai dame? Sê, Rihanna. Dis Rihanna daai. Bekende sanger, né? So, as hulle gaan stap, dan sal altyd paparazzi wat hulle wil afneem. Nou dink jy sy het geweet hulle is besig om haar af te neem daar. En sy het presies geweet wat sy doen daar. Wie's die oom? Jy hoor by jou ouma, maar sê vir ons. George Bush. Ja, dis George W. Bush. Hy was 'n Amerikaanse president gewees. So ons gaan nie te veel oor die politiek gesels nie, want dit is tog maar vervelig, nê. Ons gaan meer konsentreer op Hollywood. Die movie industrie en die musiekindustrie. Ja, maar moenie dink die presidente van die wêreld is nie deel van hierdie organisasie nie, want hulle is. Dis nog 'n manier daai. Wie's daai? Ons ken hom ook. Dis die Pope. Ja. Hier's nou nog 'n baie interessante teken. So dit apparently beteken ek is okay ook. As jy glo dit wys, dan sê hulle nee, ek het gesê ek is okay. Maar soos ons vanaand en môreoggend gaan sien, dit lyk my die hele wêreld is okay. Want almal staan so voor die kamera en almal word so afgeneem. So, of is hierdie ook een van hulle tekens? Wat sien julle as ek, kom ons begin eers so, wat is dit is nie eens die duiwelse nommer nie, want die Bybel sê jy kan die anti-kris se nommer bereken, en sy nommer is 666, maar hulle sê, in die occult wêreld, 666 is die duiwelse nommer. Dis hoekom, kyk gou weer, hoekom doen hulle dit? Dis die 3 6e wat hulle opgooi. 666. Dis een van hulle handtekens wat hulle ook gereeld gee. En dis hoe dit gedoen sal word. Soos ek sê, ek het nou net 'n paar foto's. Ons gaan honderde kyk vanaand en môre, want ek wil dit regtig in julle koppe inkry. Hierdie is nie net 1 of 2 mense wat hierdie tekens wys nie. Dis almal en dis oral.
So hoekom doen hulle almal dit? Tot ou Jackie Chan. Ag nee, nie Jackie Chan nie. En sien hulle annexeer die oog ook, of hulle emfaseer, hulle sit emphasize op die oog ook. So weet ons, ek ken nie daai eerste ou nie. Hoe oud is Justin Bieber daar? So ons dink hy het eers evil geraak toe hy oud geraak het. Of het hy van die begin af geweet? Kyk hoe jonk is hy daar. Ek dink daai is Beyoncé langsom. Ek weet nie eens wie's al hierdie mense nie. Soos ons sien vir Jackie Chan, Johnny Depp, Lady Gaga. Hulle almal gooi die 666 op. Op die oog, ja. Of beteken dit, wel dit kan beteken my oog is okay. My oog is okay, julle? Is dit miskien dit? Hulle oog is okay. Lyk vir my. Is nou net jammer dat net die een oog okay is. So dis net 'n vinnige voorsmaakie van die rigting waar ons ingaan. En ek wil graag dit vandag in die kerk ook deel, dat ons mense almal kan sien, dat hierdie organisasie het die wêreld oorgevat en regeer die wêreld. Want die Bybel sê duidelik, die duiwel is die prins van hierdie aarde. En hy het 'n secret organisation wat hierdie wêreld van politiek, entertainment, wat hy regeer. As Satan hierdie wêreld regeer, onthou hy het nie hierdie wêreld create nie, maar hy het 'n system in hierdie wêreld ingebring, wat hy oor baas is. As hy baas is van hierdie sisteme, dink jy hy gaan dat 'n 7de dag Adventis enige influence op die wêreld hê? Iemand wat die waarheid het. Hy kies die mense wat mense gaan influence. So enige sanger, enige akteur het inspraak op jou lewe. So hy het 'n influence op jou lewe. En ons, soos hulle sê op hierdie X en al hierdie platforms, hoeveel followers het jy? So ons follow hierdie mense. En ons moet agterkom wie daai mense follow. Want as hulle Lucifer aanbid, is my raad, ons moet weghardloop van hulle af. Want hulle het nie die waarheid in hulle nie. Ons het gelees, Lucifer is 'n leenaar, daar's geen waarheid in hom nie, en hy's 'n moordenaar van die begin af. En ons gaan vanaand bietjie leer, wat is die doel van hierdie mense? Hoekom het hulle soveel sê in die wêreld? Hoekom het hulle so baie influence? Julle weet wat influence beteken. As ek influence, ek kan goed geïnfluence. Wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir influence? Beïnvloed. Dis nie 'n mooier een nie. Okay, kom ons gebruik beïnvloed. So jy kan kies, gaan jy goed beïnvloed word deur iemand wat waarheid praat? Of gaan jy deur iemand beïnvloed word wat 'n leenaar is en jou probeer mislei? So dit is die punt wat ons vanaand wil by uitkom. En vir diegene wat nou nie vanaand en môre daar gaan wees nie, ek sal die video's wat ons gaan kyk vanaand en môre vir julle aanstuur. Vra my net, ek sal vir julle stuur. Dan kan julle ook bietjie gaan kyk waarmee is hierdie mense besig. Nog een dingetjie wat ek gou-gou wil vra, Hollywood. Kom ons nog een dingetjie. Wie weet wat beteken die woord Hollywood? Jy al gesien Hollywood, daar op daai berg is groot Hollywood geskryf, daai sign. Julle ken hom, né? Wat beteken daai Hollywood, weet jy? Dis fyn. So, kom ons breek hom bietjie op. Holly, H-O-L-L-Y, wood. Dis 'n boom. Jy kry 'n holly tree. Nou, as jy gaan kyk in geskiedenis, het hekse daai hout gebruik
van 'n Hollywood tree om hulle staafs mee te maak. Hollywood is eintlik witchcraft in disguise. En die witchcraft wat hulle vandag gebruik, is die movies. Wat is die doel van 'n heks? Om jou te betower. Is die movie industrie nie betowerend nie? Het hulle nie al daai woorde gebruik nie? Hulle gebruik Hollywood om ons te betower, sodat ons nie eers meer vir onsself kan dink en kan by God uitkom nie. En ons gaan vanaand bietjie baie diep in dit in studeer. Okay, is julle reg? Ek is excited om julle te wys. Is julle excited om dit te sien? Ja, ek is bly, want dit beteken vir my, julle sien daar's 'n probleem. Okay, kom ons sluit die oë. Here, soos ons gelees het in die woord, U is die oorwinnaar van hierdie oorlog. Vader, ek bid dat elke hart sal aangeraak word, dat gedagtes sal oopgemaak word, sodat ons kan sien die verskriklike dinge waarmee ons mee besig hou. Here, dat ons sal sien dat hierdie mense is nie vir U nie. Here, ek bid ook dat na hierdie kamp, dat harte sal verander, dat ons sal wegbly van hierdie dinge af. Here, maar ons kan dit nie alleen doen nie. Ons kan net 'n keuse maak en dan daaroor begin bid. Here, ons het U hulp nodig. Ons het U hulp nodig om ons sterk te maak, sodat ons hierdie dinge in ons lewe kan uitvoer en deurdruk. Dis my gebed vandag, dat elke kindjie wat hier sit, wat daai kamp gaan bywoon, dat hulle eendag in U koninkryk sal opeindig, omdat hulle weggedraai het van die wickedness en die evil van wat hierdie wêreld vir ons het. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.